Eens het twee monnike, Tanzan en Aikido, saam gereis. Hulle heilige geloftes het beteken dat hulle nie vroue mag aanraak nie, 'n reël wat hulle altyd gevolg het. Toe swaar reën geval het hulle 'n modderige pad bereik. Daar het 'n pragtige jong vrou gestaan, onbevoeg om alleen oor te steek, en sy het bekommerd gelyk. Sonder 'n woord het Tanzan haar opgetel en deur die diep modder gedra. Hy het haar saggies op die droë pad aan die ander kant geplaas. Aikido het geskok en stil gekyk terwyl Tanzan hul reis voortgesit het. Ure lank kon Aikido nie praat nie, sy gedagtes vol woede en vrae. Hy self het gedink oor Tanzan se gebroke gelofte en het die toneel keer op keer afgespeel. Sy hart het swaar gevoel van oordeel en irritasie teenoor sy vriend. Uiteindelik, toe die aand nader gekom het, kon Aikido dit nie langer terughou nie. Waarom het hy daardie vrou gedra? Het hy uitgeroep, sy stem skerp. Ons is monnike, dit is verbode. Tanzan het na sy vriend gekyk, met 'n sagte glimlag op sy gesig. Ek het die vrou ure gelede neergesit, het hy rustig gesê. Draai haar nog steeds, Aikido. Aikido was verstom. Hy het besef dat Tanzan die oomblik onmiddellik losgelaat het, sonder enige aanhoudende gedagtes. Maar Aikido het daaraan vasgehou, en het die las van sy eie woede en oordeel die hele dag gedra. Hierdie kragtige verhaal herinner ons, moenie vashou aan die verlede nie, laat dit los. Môre bring nuwe geleenthede en vars begin as jy gister se laste loslaat. As Tanzan se diepgaande wysheid jou geïnspireer het, teken in op Afrikaans Repo vir meer legendariese verhale. Lukke, as jy hierdie les vandag sal toepas, en lewer kommentaar oor watter bekende verhaal ons volgende moet deel.